Hi julle, ek hoop het gaan goed. Ons is nou op die derde video van die derde vraag wat ek vra. En ek hoop u het goed gevolg en dat u die skrifte gaan nalees het en dat u verstaan. En soos ek altyd sê, help my reg as ek verkeerd is. Ek is 'n leerder, ek leer nog baie dinge rondom die Here. En so dankie dat jy geluister het tot hier toe. Die volgende vraag is: wat sal gebeur met mense wat vandag sou sterf voor hulle gehoor het van Jesus as gevolg van hulle voorvaders en voormoeders se tradisies en hom nie kon aangeneem het nie? Wat sal gebeur met mense wat vandag sou sterf voor hulle gehoor het van Jesus as gevolg van hulle voorvaders en voormoeders se tradisies en hom nie kon aangeneem het, wat nie vir Jesus kon aangeneem het nie? Nou, ons gaan lees Johannes 14 vers 16 tot 17. Dit sê daar: en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Gees, die Heilige Gees, is met elke een van ons. Elke liewe een van ons op hierdie hele ganse aarde. Die Here, die Heilige Gees vir ons nagelaat. In 1 Johannes 2, ons is nou by 1 Johannes 4, vers 2 tot 4. Dit sê daar: hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 4 vers 7 lees ek aan: geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, ek lees weer, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Het u vandag liefde in die hart? As u vandag liefde in die hart het, dan ken u God en u is uit God gebore. Die Bybel sê in 1 Johannes 4 vers 8 dat hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Nou my gevolgtrekking op vraag 3. Vraag 3, wat sal gebeur met mense wat vandag sou sterf
voor hulle gehoor het van Jesus as gevolg van hulle voorvaders en voormoeders se tradisies en hom nie kon aangeneem het nie. Jesus het die Heilige Gees vir ons nagelaat. Ek kan net hoop dat as mense wat vasgevang is in die tradisie van hul voorvaders en voormoeders, die stem van die Heilige Gees binne hulle sal hoor en dat hulle sal ag gee. Aangesien Jesus klaar die dood oorwin het, hoop ek ook vir hulle part, dat as Jesus hulle wat heilig geword het, deur te luister na die Heilige Gees hier binne hulle, self in hul dood ook vir hulle gevange sal gaan neem, soos hy in die ou dae die heiliges gevange gaan neem het, die heiliges gaan haal het uit die dood uit. Soos Efesiërs 4 vers 8 sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. En met dit wil ek afsluit op ons vraag 3, dat ons gebed is en ons hoop vir hulle is dat die Heilige Gees met hulle sal praat, hulle wat liefde binne in hulle harte het, en dat hulle se voorvaders wat heilig was, wat die Here Jesus opgewek het, dat die reminders van hulle se voorvaders na hulle toe sal terugkeer en dat hulle sal hulle losmaak van die tradisies wat hulle voorouers hulle ingedompel het. Die voorouers wat vir Jesus Christus verwerp het. Dankie dat jy geluister het tot hier toe.